Na die Here Jesus se doop, het sy openbare optrede ons nou begin met die roeping van sy disippels en die wonderwerk wat hy gedoen het by die bruilof te Kana. Daarna het die Here Jesus die eerste Paasfees tydens sy openbare optrede in Jerusalem bygewoon. Daar het hy die tempel gereinig. Nou daar is twee uitstaande gebeurtenisse in die Here Jesus se openbare optrede, wat dieselfde is en wat belangrik is om te onthou. Hy het 2 keer die tempel gereinig. 1 keer met hierdie eerste Paasfees in Jerusalem, en die ander keer met die laaste Paasfees, die week van sy kruisiging. Net so het die Here Jesus aan die begin van sy openbare optrede 'n skare gevoed, en net so het hy dit aan die einde van sy optrede ook weer 'n keer gedoen. Die 2 optredes is 2 keer herhaal. Nou met hierdie eerste Paasfees bywoning van die Here Jesus se openbare optrede, toe hy by die tempel kom, het hy nou die mense daar gesien wat beeste en skape en duwe verkoop het. Die mense wat ver gekom het, het die offers nodig gehad. En toe het van die Jode nou kans gesien om dit in besigheid te omskep. En in die voorhof van die tempel het hulle die mark opgesit. Hulle het ook daar 'n soort van 'n bankstelsel gehad waar jy Romeinse geld kon gaan wissel vir ander geld, want Romeinse geld was onheilige geld en onrein geld, en dan het hulle dit gewissel vir gewyde geld, wat hulle dan by die tempel kon gebruik. Die Here Jesus het hierdie ontheiliging van die tempel nie verdra nie. En toe het hy 'n sweep van touwtjies gevleg en hy het almal, die diere en die mense, uit die tempel uitgejaag. Die disippels het by daardie geleentheid gedink aan die woorde van Psalm 69 vers 10. Die liefde vir u huis verteer my. Die Jode was toe natuurlik baie kwaad, en hulle was in verset teen die Here Jesus, en hulle wou toe by hom weet, waar kry hy die reg om so teen hulle op te tree, en toe wou hulle sien, hulle wou 'n teken by hom hê, wat nou sal bekragtig waarom hy hierdie mag het, om so iets te doen. Die Here Jesus het toe vir hulle sy liggaam as teken aangewys, wat deur hulle afgebreek sou word, en wat hy die 3de dag sal laat opstaan, en hulle het dit glad nie verstaan nie. Hulle het gedink die Here verwys na die werklike tempelgebou, en toe het hulle hom uitgelag daaroor. Die disipel self het hierdie woorde van die Here eers baie later verstaan. Daarna, in daardie tyd, het Nikodemus die Here een nag besoek. Nikodemus was 'n lid van die party van die Fariseërs. Hy was ook 'n lid van die Joodse Raad. So Nikodemus was 'n baie hoë mens vir daardie tyd. Hy het geweet dat die Here Jesus 'n groot leermeester was, en hy wou graag nader met die Here Jesus kennis maak. Maar omdat hy nie die moed gehad het om openlik na die Here toe te gaan nie, het hy in die nag na hom toe gegaan. En hy het toe met die Here begin praat oor wedergeboorte. Die Here Jesus het toe dadelik vir hom aangetoon wat die grondfout in sy denkrigting is, want Nikodemus het gedink dat 'n mens deur wetsonderhouding in die koninkryk van God kom. Maar die Here Jesus het vir hom gesê, nee, dit werk nie so nie. 'n Mens kom deur wedergeboorte in die koninkryk van God. En wedergeboorte is 'n daad wat deur God self gedoen word. Ons maak nie ons pad oop hemel toe nie, God maak hierdie pad oop. En die Here Jesus het toe vir hom verduidelik, hierdie wedergeboorte word gewerk deur God die Heilige Gees. Die Heilige Gees werk die wedergeboorte in elke mens se hart. Ons lees in Johannes 3 vers 8 dat die Here Jesus vir hom hierdie woorde gesê het: Die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elke een wat uit die Gees gebore is. Nikodemus het ook met die Here Jesus gepraat oor die liefde van God. En die Here Jesus het toe vir hom gesê dat die liefde van God geopenbaar word in die verlossing wat gegrond is in die eniggebore Seun van God. En almal wat in hierdie Seun glo, hulle word gered. Die Seun van God is na die wêreld toe gestuur, sodat die wêreld deur hom gered kan word.
En hy het toe die verhoging van die seun van die mens vergelyk met die slang wat daardie jare met die uittog uit Egipte land in die woestyn bo op die paal gesit is. Net so sal almal wat aan hom glo gered word. Hy is die lig wat na die wêreld toe gestuur is. Die Bybel praat nog 'n paar keer van Nikodemus. Ons lees in Johannes 7 vers 50 en vers 51 dat hy gepleit het vir die Here Jesus Christus. En ons lees in Johannes 19 vers 39 dat hy die een was wat na die dood van die Here Jesus Christus al die speserye gebring het wat op die Here Jesus se liggaam gesit is. Daarna kry ons die belydenis van Petrus. En 'n mens sou dit kom plaas onder die opskrif, die navolging van die Here Jesus. Wat moet ons van die Here Jesus bely en hoe moet ons hom volg? Daar was 'n stadium toe baie van die disippels wat die Here Jesus altyd gevolg het, begin het om die Here Jesus te verlaat. En toe die Here Jesus die geleentheid gebruik om vir die disippels te vra, wil julle nie ook weggaan nie? En toe het Petrus vir hom gesê, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat die ewige lewe gee, en ons glo vas en ons weet dat u die heilige van God is. Dit staan in Johannes 6 van vers 67 tot vers 69. Hierdie belydenis van Petrus is die grondslag van hoe 'n mens die Here Jesus Christus volg. Later, toe hulle in Caesarea Philippi se omgewing was, toe die Here Jesus weer vir die disippels gevra, wie sê die mense is hy? Toe het hulle gesê, ja, een sê Elia en een die en een daai. En toe vra die Here vir hulle reguit, hy sê, maar julle, wie sê julle is ek? En toe het Petrus weer 'n keer geantwoord en Petrus het toe gesê, u is die Christus, die seun van die lewende God. En Jesus het hom toe salig gespreek. En toe het die Here ook gesê dat hy vir sy kerk die sleutels van die hemelryk gee, en wat hier op die aarde gebind word, sal in die hemel gebonde wees, en wat hier op die aarde ontbind word, is in die hemel ook ontbonde. Dit is natuurlik die tug wat die Here in beginsel daar gegee het, wat moet insluit in die kerk in, die wat glo, en uitsluit die wat nie glo nie en wat vals is. Die Here Jesus het toe gesê, dat die wat hom werklik wil volg, soos kindertjies moet word. En dit het gebeur by 'n keer toe die disippels geloop en stry het oor wie is die belangrikste. Watter een van hulle 12 gaan die belangrikste plek inneem in die koninkryk van God? En toe die Here Jesus vir hulle gesê, die reëls daar is heeltemal anders as die reëls hier. As iemand eerste daar wil wees, dan moet hy hier die heel laaste wees, en dan moet hy hier almal se dienaar wees, dan sal hy die eerste wees daar. En toe die Here Jesus 'n kindjie gevat, en hy het hierdie kant omhels, en hy het vir hulle gesê, as julle nie verander en soos kindertjies word nie, dan sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie. Wie homself gering ag soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koninkryk van die hemel, en wie so 'n kindjie in my naam ontvang my. Ons lees dit in Matteus 18 vers 1 tot vers 5.